Vandag se lesie gaan ons nou al die lesse wat ons oor omtrek en oppervlaktes gedoen het, kombineer. Ons gaan nou kyk na baie belangrike feite om te onthou. En dit gaan oor ons formules. Goed, die eerste enetjie waarna ons gekyk het was ons vierkant. Nou onthou, met 'n vierkant het ons mos nou 4 sye gehad wat presies dieselfde lengte is. Reg? Die omtrek van 'n vierkant het ons gesê ons formuletjie is P is gelyk aan 4 maal met my sylengte. My oppervlakte het ons gesê ons area is S se kwadraat, ons sylengte se kwadraat. Die tweede voorwerpie waarna ons gekyk het, is 'n reghoek. Goed, nou ons reghoek het ons gesê, weet ons breedtes is dieselfde lengte en ons lengtes is dieselfde lengte. Want ons weet mos nou ook hulle hoekies is 90 grade. Verder kan ons nou sê die omtrekformule is 2 maal die lengte plus die breedte. Ons kan hom skryf as 2 maal die lengte plus 2 maal die breedte, wat vir ons gee 2 maal die lengte plus die breedte. Ons area formuletjie is lengte maal met breedte. Ons derde vorm waarna ons gekyk het, is ons driehoek. Ons omtrek van ons driehoek, en ons omtrek van ons driehoek het ons gesê is die som van die sylengtes. Dit wil sê sy 1 plus sy 2 plus sy 3. Ons area vir 'n driehoek het ons gesê is altyd die helfte van die basis maal met ons loodregte hoogte. Die loodregte hoogte van 'n driehoek het ons gesê word bepaal wanneer die lynsegment loodreg getrek word vanaf enige hoekpunt loodreg op 'n ander lyn. Daar waar hulle mekaar ontmoet, is dit 'n 90 grade hoek en dit het vir ons loodregte hoogte gegee. Dan ons laaste 2D vorm waarna ons gekyk het, was ons sirkel. As ons gekyk het na ons sirkeltjie, dan het ons ook gesien dat ons sirkel 'n radius het en ons kan ook praat van 'n middellyn of 'n deursnit. Middellyn is die punt wat deur die middelpunt van die sirkel gaan en 2 punte op die sirkel omtrek verbind. Goed, ons het gesê ons simbooltjie wat ons gebruik is 'n C vir circumference of omtrek en dit word gegee deur die formule pi maal met die middellyn. D is die simbool vir die middellyn of 2 pi maal met radius. Area het ons gesê is pi maal met radius se kwadraat. Kom ons maak net gou seker dat julle al die afkortings reg onthou. S staan vir die sylengte. L staan vir die lengte van 'n lyn of van 'n sy. B staan vir die breedte. H staan vir die hoogte. Ons praat ook van die loodregte hoogte. P is die perimeter of dit staan vir die omtrek. A beteken dit is ons area of ons oppervlak.
R is die simbool vir ons radius. D is die simbool vir ons middellyn. C is die simbool vir die omtrek van 'n sirkel. Ons praat ons nou van dit as 'n circumference. Okay, en pi is die Griekse simbool vir pi wat 'n konstante is. Pi is die irrasionale getal en dit is die oneindige desimale getal wat gekry word as jy enige sirkel se omtrek deel deur sy middellyn. Dit is dan al die teorie wat jy moet onthou. Wanneer ons werk met omtrek en oppervlakte, kan dit nou gebeur dat hulle vir ons vra om die eenhede te herlei. Met ander woorde, hulle kan byvoorbeeld vir ons vra dat ons die eenheid van sentimeter moet herlei na millimeter toe. So as ek nou weet 1 sentimeter, weet ek is mos gelyk aan 10 millimeter. So as ek nou dink aan 1 vierkante sentimeter, dan beteken dit is mos eintlik 1 sentimeter maal met 1 sentimeter. Dit is 1 vierkante sentimeter. So as ek nou 1 sentimeter gaan herskryf na millimeter toe, dan gaan ek kry dit is mos nou 10 millimeter maal met 10 millimeter. Met ander woorde, ek kan 1 vierkante sentimeter herlei na 10 maal 10 is 100 vierkante millimeter. As ek nou 1 meter moet herlei na sentimeter toe, dan is 1 meter gelyk aan 100 sentimeter. As ek dink aan 1 vierkante meter, dan is 1 vierkante meter gelyk aan 1 meter maal met 1 meter. En dit gee vir my met ander woorde, as ek dit na sentimeter toe herlei, gee dit vir my 100 sentimeter maal met 100 sentimeter. So ek kan daarom sê dat 1 vierkante meter gelyk is aan 10.000 vierkante sentimeter. Met ander woorde, as hulle vir my vra om 3 vierkante meter na sentimeter toe te herlei, dan moet ek 3 maal met 10.000 om dit in vierkante sentimeter te kry. En dit gaan dan vir my gee 30.000 vierkante sentimeter. Enige ietsie kan ons dan so herlei van die een eenheid na die ander eenheid. As ons dink aan 1 kilometer, 1 kilometer weet ons is 1000 meter. 1 vierkante kilometer kan ek mos nou sê is 1 kilometer maal met 1 kilometer. So ek kan sê 1 vierkante kilometer is 1000 meter maal met 1000 meter. So as ek dit nou moet uitreken, dan weet ek 1 vierkante kilometer is gelyk aan 1 miljoen vierkante meter. Hierdie herleidingsformules is wat jy kan gebruik wanneer die som vir jou vra om enige eenheid vierkante meter te herlei na vierkante sentimeter toe, vierkante sentimeter na vierkante millimeter toe en so voorts. Goed, kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van omtrek en oppervlakte van saamgestelde figure. Dit is waartoe al ons oefeningkies so lank gelei het. Wat is 'n saamgestelde figuur? 'n Saamgestelde figuur is 'n figuur wat uit 2 of meer 2D-vorms bestaan. Byvoorbeeld, as ons gaan kyk na die volgende enetjie.
As jy nou mooi kyk na die figuurtjie wat ons nou hier het, is dit 'n saamgestelde figuur. Hierdie figuur bestaan uit 'n reghoek en 'n driehoek. Met ander woorde, wat ons nou gaan doen, ons gaan hierdie figuur opbreek in 'n reghoek en 'n driehoek. Om die oppervlakte te bepaal, ons weet hierdie hoekie is 90 grade en daai hoekie is 90 grade. Nou kan ons, as ons kyk na ons reghoek, kan ons mos nou sien hierdie sylengtes is 4, 6, 6 en 4. As ek kyk na my driehoekie, dan is hierdie sylengte 3 en daai lengtetjie is 4. Goed, so ons kan gaan sê, as ons kyk na die area van die reghoek, kan ons sê dit is ons lengte maal met ons breedte. Ons lengte is 6 maal met ons breedte is 4 en dit gee vir my 24 vierkante eenhede. Goed, ons reghoekie, ons driehoekie het 'n loodregte hoogte van 4 en sy basis is 3. Met ander woorde, as ons kyk na die area van die driehoekie, gebruik ek my formule van die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte, en dit is die helfte van my basis is 3 maal met my loodregte hoogte wat 4 is, en dit gee vir my 6 vierkante eenhede. As ek nou die volle figuur se oppervlakte moet uitwerk, dan kan ek gaan sê, daarom gaan my totale area is 24 plus 6 en dit is 30 vierkante eenhede. Ons volgende voorbeeld vra vir ons om die omtrek en die area van die volgende figuur te bereken. Kom ons kyk na ons sketsie. Goed, as ons kyk na ons volgende figuur, dan is hierdie vir ons gegee, daai hoekie is reghoekig, hierdie hoekie is reghoekig en hierdie hoekie is reghoekig. Hulle gee vir ons hierdie sy se lengte is 5 cm. Hierdie sy se lengte gee hulle vir ons is 20 cm. Hierdie sy se lengte gee hulle vir ons is 6 cm. Hierdie skynsy gee hulle vir ons is 10 cm. En ons kan, en hierdie gee hulle vir ons se hoogte is h. Goed, verder gee hulle vir ons, of verder kan ons aflei uit wat vir ons gegee is, dat hierdie totale lengte van die sy is 26 cm. As ons nou gaan kyk na hierdie driehoek, is die eerste dingetjie, hierdie figuur, is die eerste ding wat ons kan sien, ons kan nou met ander woorde h bereken met behulp van Pythagoras, want ons het in hierdie driehoek, het ons 'n reghoekige driehoek, en ons skynsy is vir ons gegee, en ons kan h bereken. So ons kan uitwerk h se kwadraat is gelyk aan mos nou my skynsy se kwadraat, minus my reghoeksy se kwadraat, en my rede vir dit is Pythagoras. Ek het dit is 100 minus 36, en dit gee vir my dat h kwadraat gelyk is aan 64. As ek nou h uitwerk, dan kan ek sê h is met ander woorde 8 cm. So ek weet hierdie lengte het ons nou uitgewerk is ook 8 cm. Dan beteken dit hierdie sy se lengte gaan ook 8 cm wees. Ek het vergeet om in te skryf dat daai sytjie a is, ons moet a ook bereken. Goed, as ons nou weet daai lengtetjie is nou a, dan kan ons nou die waarde van a ook bereken, omdat ons nou hier weer 'n reghoekige driehoek het. So, ek gaan nou a bereken,
Die tweede stapie wat ek met ander woorde doen is om A te bereken. So, A is weer 'n reghoeksy, met ander woorde A kwadraat is my skynsy se kwadraat minus my ander reghoeksy se kwadraat en my rede vir dit is Pythagoras. So 8 maal 8 is 64 minus 5 maal 5 is 25 en dit gee vir my 'n antwoord van 39. As ek nou A moet bereken, moet ek die vierkantswortel van 39 kry en dit gee vir my 6,24 cm. Onthou, tensy daar vir jou iets anders gesê word, rond jy af tot 2 desimale plekke. Hulle vra vir ons om die omtrek en die oppervlak te bereken. Omtrek, weet ons ook mos nou die simbool van omtrek is P. So ek kan sê dit is 6,24 plus my 5 plus my 26 plus nog 10 plus 20 en dit gee vir my 'n totaal van 67,24 cm. As ek nou die area moet uitwerk, dan is die area gaan mos nou die driehoek 1 se area wees, plus die area van my reghoek, plus die area van my tweede driehoek. Goed, so, ek het die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte van my eerste driehoekie, en dit is die helfte van 5 maal met my loodregte hoogte wat 6,24 is, plus my lengte maal my breedte van my reghoek, wat 20 maal 8 is, plus die helfte van my basis van my tweede driehoek, wat 6 is, maal met my loodregte hoogte, wat 8 is. Dit gee dan vir my, as ek hierdie sommetjie in totaal uitwerk, 'n antwoord van 199,6 vierkante sentimeter. Onthou net weer, jou area is van 'n driehoek. As ons net weer kyk na my formuletjie, is mos die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte en my area van 'n reghoek is my lengte maal met my breedte. Kom ons kyk wat is die volgende figuur wat vir ons gegee is. As ek kyk na die meegaande figuur, dan weet ek mos nou, hierdie maak 'n reghoek en 'n halwe sirkel uit. Hierdie reghoek gee hulle vir my het 'n lengte van 'n sylengte van 6 cm en 'n breedte van 4 cm. Dit beteken nou dat hierdie deursnee van die halwe sirkel moet ook mos gelyk wees aan 6 cm. As ek nou ook dink aan die radius van die sirkel, dan moet die radius mos die helfte van die deursnee wees of die middellyn, so my radius moet gelyk wees aan 3 cm. Nou sê die vraag vir my, bereken die omtrek en die oppervlakte van die meegaande figuur. Ons kan hierdie meegaande figuur opbreek in 'n reghoek en in 'n halwe sirkel. Goed, as ons nou mooi kyk na die reghoek se mates, dan is daai 6 en 6 in my breedte is 4 en 4. Ons het nou ook gesien, met ander woorde, my deursnee of my middellyn is 6 cm en ek kan dus met ander woorde weet, my radius is 3 cm. As ek nou die omtrek moet uitreken, dan weet ek die omtrek gaan gelyk wees aan die helfte van die sirkel se omtrek, wat mos nou ons circumference is, plus my sylengtes van my reghoekie, wat mos nou hierdie is ook 4 cm, so my
my omtrek is daai helfte van die volle sirkel se omtrek, plus die 4 en die 6 en die 4. Met ander woorde, dit is die helfte van, wag, laat ons net eers gou hier skryf, is die helfte van my circumference, plus 4 plus 6 plus 4. So dit is die helfte van pi maal met my middellyn plus 14. So dit is die helfte van pi maal met 6 plus 14. En as ek dit uitwerk, dan kry ek 'n finale antwoord van 23,42 centimeter. So my omtrek gaan wees 23,42 centimeter. As ek nou my area moet uitwerk, dan is my area mos nou gelyk aan my area van my reghoek plus die area van my halwe sirkeltjie. Dit is met ander woorde my lengte maal met my breedte plus die helfte van pi radius kwadraat, want dit is net die oppervlak van 'n halwe sirkel. My lengte maal met my breedte is 6 maal 4 plus die helfte van pi maal met my radius, en my radius is 3 se kwadraat. Dit gee vir my 'n finale antwoord van 38,14 vierkante centimeter. Hierdie afstand word vir ons gegee is 2 cm. Hierdie volle afstand word vir ons gegee is 4 cm. Dan kan ek weet uit die feit dat hierdie mos ook nou 'n reghoekige figuur is, kan ek weet dat hierdie afstand moet met ander woorde ook 2 cm wees. En dit is dan met ander woorde die middellyn van daai sirkel. So ek kan sê dat hierdie radius is mos nou 1 centimeter. As ek kyk na hierdie onderste halwe sirkel, dan gaan hierdie radius gelyk wees aan 2 centimeter, want die radius is die helfte van die middellyn. Met ander woorde, as ons nou na die figuur kyk, dan kan ons sê die figuur is nou opgebreek in 'n reghoek en in 'n klein semisirkel en in 'n groot semisirkel. Dit is ons 3 figure. Nou goed, as hulle vir ons vra om die omtrek te bepaal, hierdie lengte weet ek is nou 3 cm. Dit sê vir my hierdie lengte gaan ook 3 cm wees. Goed, so as ek nou kyk na die omtrek, dan gaan die omtrek wees die, as ek met dit kan begin, gaan die omtrek wees my 2 cm plus my 3 cm plus die helfte van my groot sirkel se omtrek plus nog daai 3 cm plus die omtrek van die helfte van my klein sirkeltjie. Met ander woorde, ek gaan my totale omtrek kan skryf as 2 plus die 3 plus die helfte van die omtrek van my groot sirkel plus my volgende 3 plus die helfte van my
omtrek van my klein sirkeltjie. So, kom ons begin. 2 plus 3 is 5, plus die helfte van my omtrek van my groot sirkel, wat pi maal met 4 is. Plus nog 3, plus die helfte van my omtrek van my klein sirkeltjie, wat pi maal met 2 is. 5 plus 3 gee vir my 8. 8 plus 2 pi plus pi, en dit gee vir my 8 plus 3 pi, en as jy dit omreken is dit 17,42 centimeter. As ek nou die area van die oppervlak van die figuur moet bereken, die area, dan kan ek sê die totale area is die area van my klein halwe sirkel plus die area van my reghoek plus die area van my groot halwe sirkel. Okay, die area van my klein halwe sirkeltjie is die helfte van pi radius kwadraat, radius is 1 se kwadraat. Plus die area van my reghoek wat my lengte maal met my breedte is, wat 4 maal 3 is. Ekskuus, my lengte is 4. Die area van my reghoek is 4 maal met 3 plus die helfte van die area van my groot sirkel. En dit is pi maal met 2 se kwadraat. As ek hierdie sommetjie gaan uitwerk, dan kry ek 'n antwoord van 19,85 vierkante sentimeter. Goed, kom ons kyk na voorbeeld, die laaste voorbeeldjie. Die voorbeeld sê vir ons bepaal die area van die geskakeerde deel in die volgende figuur. So, daar is ons figuurtjie nou vir ons geteken. Ek gaan nou sommer op hierdie figuur, gaan ek net vir julle wys hoe ons oor dit kan redeneer verder. As jy nou gaan kyk na dit wat vir ons gegee is op hierdie figuur, dan kan ons mos nou sien hierso, gaan ons mos nou ons middellyntjie hê. Kom ek teken hom nou net gou daarin. As jy hom so kan visualiseer, dan kan jy sien, daai word mos nou my middellyn. Goed, met ander woorde, as ek nou hierdie na hierdie gaan kyk, kom ons gaan hom nou noem. Ek wil net gou vir julle hierdie driehoekie ook hier inteken. Met ander woorde, as ons nou kyk na hierdie sketsie, kan julle nou sien, ek het nou hierdie rooi lyntjies wat ek ingeteken het. Met ander woorde, hierdie rooi lyntjies, as ek nou hierdie gaan noem, daai puntjie sê maar A, hierdie punt C, hierdie is my middelpunt O, en my ander hoekpuntjie van B. Dan kan ek nou sien, hierdie boonste ingekleurde deel, het ek mos nou 3 radiusse, want julle kan nou sien, ek kan sê OA
Ek kan sê OA moet gelyk wees aan OB en dit is ook gelyk aan OC, want hulle is almal radiusse. Want die radius is mos nou presies so ver van die middelpunt af na die sirkel se omtrek toe oral op 'n sirkel. Met ander woorde, ek kan sê elkeen van hierdie is 7 cm. So ek kan sê OA is gelyk aan OB is gelyk aan OC. En dit is gelyk aan 7 cm. Verder kan ek nou sien, ek het hierso nou hierdie radius loodreg op daai lyn geteken. Met ander woorde, as ek nou hierdie geskakeerde gedeelte gaan bekyk, dan gaan ek kan sê hierdie area is mos nou gelyk aan die area van 'n driehoek plus die area van nog 'n halwe sirkel. Dit gee mos vir my daai figuurtjie. As jy kyk na die figuurtjie wat mos nou die driehoek is met die halwe sirkel. So, as ek gaan kyk na my area van my driehoek, is my area van my driehoek die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte plus my area van my helfte van my sirkel. Dit is dan met ander woorde die helfte van pi radius kwadraat. So as ek kyk na die helfte van my basis, my basis gaan nou met ander woorde hierdie 7 plus 7 wat 14 cm is wees. So ek kan sê dit is die helfte van my basis wat my 14 cm is, maal met my loodregte hoogte wat my 7 cm is. Plus nou die helfte van my pi maal met my radius se kwadraat, en 'n radius weet ek is nou nog steeds 7 cm. Met ander woorde, ek gaan kry dat my area van my driehoekie gee vir my 49 plus die area van my halwe sirkel wat 76,97 is. Met ander woorde, my totale area is 125,97 vierkante sentimeter. Dit behels dan nou die lesie rondom die omtrek en oppervlaktes van saamgestelde figure. Ek gee vir jou 'n paar huiswerksommetjies waarmee jy hierdie oefenwerkies lekker kan inoefen. Geniet dit.